Josua, hoofstuk 2. 2 verkenners na Jericho. Josua, die seun van Nun, het in die geheim 2 verkenners van Sittim af uitgestuur. Hy het vir hulle gesê, gaan verken die land, veral Jericho. Hulle is daar weg en het by die huis van 'n prostituut uitgekom. Haar naam was Rahab. Hulle het daar tuis gegaan. Iemand het vir die koning van Jericho gaan vertel dat daar gedurende die nag Israelitiese mans aangekom het om die land te verken. Hy het toe vir Rahab laat weet, laat die mans uitkom wat na jou huis toegekom het. Hulle het op die land kom spioneer. Rahab die 2 mans laat wegkruip. Sy het vir die koning laat weet, daar was mans hier by my. Ek weet nie van waar af hulle gekom het nie. Toe die poorte teen skemer gesluit het, is die mans hier weg. Ek weet nie waarheen hulle gegaan het nie. As jy gou maak, kan jy hulle miskien nog inhaal. Sy het die mans op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlashalms wat sy daar oopgegooi het. Die koning se soldate het toe na die mans gaan soek langs die pad wat na die druwe by die Jordaan loop. Net na die agtervolgers weg is die stad se poorte gesluit. Voor die mans gaan slaap het die vrou na hulle toe opgeklim op dak. Sy het vir hulle gesê, ek weet dat die Here vir julle die land gaan gee. Ons is lam van die druk. Almal van ons wat in die land woon is bang vir julle. Ons het gehoor hoe die Here die water van die Rietsee voor julle laat wegdroog het, toe julle uit Egipte getrek het. Ook wat julle met Sion en Og, die 2 konings van die Amorite, aan die oorkant van die Jordaan gedoen het, en hoe julle hulle gewis het. Ons het dit alles gehoor. Ons harte het ineengekrimp. Niemand van ons het meer moed oor om teen julle te veg nie. Die Here julle God is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Ek was goed vir julle. Sweer dan nou vir my voor die Here dat julle oog sal wees vir my familie. Geef vir my die versekering dat julle my pa en my ma, my broer en susters en hulle familie se lewens sal spaar wanneer julle Jericho aanval. Die mans sê toe vir haar, ons lewens is julle versekering. As julle nie ons saak weggee nie, belofte hou wanneer die Here die land vir ons gee. Sy het op die muur gewoon, haar huis was daar gebou. Sy het hulle met 'n tou deur die venster laat afsak. Haar hulle was, vlug na die berge toe, sodat julle agtervolgers julle nie in die hande kan kry nie. Kruip 3 dae lank daar weg, totdat die agtervolging verby is. Julle kan daarna weer julle koers kry. Die mans het vir haar gesê, ons sal die belofte wat ons aan jou gemaak het, nakom. Jy moet hierdie rooi tou, waarmee jy ons die venster gaan laat afsak, aan die venster vasbind, wanneer ons in die land kom. Jy moet dan jou pa en jou ma, jou broers en jou hele familie hier in jou huis laat bymekaar kom. As iemand van hulle by die huis se deur uitgaan buitentoe, sal hy doodverantwoordelik wees. Ons is dan onskuldig. As enigiemand wat saam met jou in die huis is egter iets oorkom, sal dit ons skuld wees. As jy iets oor ons verklap, is ons vry van die belofte wat ons aan jou gemaak het. Sy het gesê, soos julle gesê het, so sal dit wees. Sy het hulle weggehelp en die rooi toue aan die venster vasgeknoop. Die mans is die berge in. Hulle het 3 dae lank daar gebly, tot die mense wat hulle agtervolg het, teruggekom het. Die mense wat hulle agterna gesit het, het oral langs die pad na hulle gesoek, maar kon hulle nêrens kry nie. Die mans het toe afgekom uit die berge en is deur die Jordaan terug na Josua, die seun van Nun. Hulle het aan hom terugrapporteer oor alles wat hulle daar aangetref het. Hulle het vir Josua gesê, die Here sal die hele land in ons mag gee. Almal wat in die land bly, is lam van vrees vir ons. Tot sover.